Goeiemiddag, goeienaand aan almal wat luister. En so lekker om saam met julle weer hier te wees vir die Verdiep podcast. Ek is pastoor JP. Pastoor Dani Venter. Dit is so lekker om saam met julle te wees. Julle mag dalk sien dat ons agtergrond lyk 'n bietjie anderste as gewoonweg. En ons is baie excited want ons is besig om ons studio 'n bietjie te revamp. Yes. Vir die podcast en met 'n bietjie anderste te maak. Ja, ek dink dit lyk mooi. Verseker, jy het dit gedoen, so wel. Ja. Moes jy dit nou sê? Ek dink dit lyk mooi. Kom ek sê dit so. So ja, verwag in die volgende paar weke dat julle nog 'n paar veranderinge gaan sien. En dalk gaan hy 'n bietjie anders te lyk en so, maar ja, ek dink miskien kan ons hom 'n bietjie personalize. Ja. Ja, want ek hoor as mense in Nieu-Seeland wat ons podcast kyk. Hy Nila, ek hoor as mense in Europa wat ons podcast kyk en so ja, ek dink die podcast groei en hy word aangestuur. Ek dink dit sou waardeloos gewees het om te sê mense luister dit, maar daar's geen waarde wat dit toevoeg nie. Ja. So ek hoop regtig maar dat die ouens wat daarna luister en dat die Heilige Gees weet met mense sal praat en dit 'n verskil sal bring in hulle lewens. En dan stuur dit aan as dit 'n verskil bring in jou lewe en dit maak 'n verskil en daar's goedjies wat jy voel, maar jy wou al lankal hieroor gepraat het met iemand. Ek hou van die podcast setting want dis amper 'n gesprek wat jy het en die luisteraar word amper deel van die gesprek, jy weet. Ek het al mense gehad wat vir my sê, ja, net toe ek daai vraag wou vra, toe vra pastor dit of toe vra, jy weet, en toe antwoord julle die vraag en dis wat ons hoop. Ja, dis wat ons hoop die Heilige Gees doen hiermee, is hy vat hierdie gesprek wat ons het na jou kombuis toe, na jou kar toe, na jou sitkamer toe. Ja, en dis snaaks want as jy gaan kyk na waar die podcast was in sy eerste paar episode, dit was net audio gewees, nommer 1. En toe het ons 'n bietjie video ingebring en ons was na 'n paar plekke toe gewees en ek dink nou vind ons 'n bietjie die identiteit van die podcast. Ek sal dit love as ons 2 camera angles het in die toekoms vir die podcast. Dit sal die ideaal wees, maar om dit reg te kry, het ons 'n luisteraar of iemand wat kyk sy inkoop nodig. Verseker, ja, want ons het nie die funds om dit te doen nie, so laat my sommer toe om die moment te gebruik om 'n hand uit te steek en sê, hey, asseblief man, as jy dit geniet en jy sê maar jy sal love om hierdie podcast na 'n next level toe te vat en laat weet my asseblief as jy kan bydra of dalk vir nog 'n kameraatjie. Ja, dit is, jy weet, ons leen hierdie boom. dis ons budget op die oomblik. En dit is 'n fake boom. Dis 'n fake boom, so regte boom maar. Pastor, kom by die punt. Maar dankie vir almal wat luister. Dankie vir almal wat dit aanstuur en komment en al daai lekker dinge. Ons waardeer julle regtig opreg. Yes. Pastor, jy het deel 5 van Bly in jou baan behandel Sondag. Ja. En ek het laasweek die joke gemaak en gesê, gaan daar 'n deel 5 wees, jy weet, almal wag daarvoor. Maar ek moet sê, ek dink dit was so en miskien moet ek dit nie nou sê nie, miskien moet ek jou eers vra, gaan daar 'n deel 6 wees? Nee, dan gaan nie. Okay, dan kan ek dit sê, want dan was deel 5 die perfekte manier om dit af te sluit en dit af te rond en alles. En ja, as ons 'n bietjie kan reflect oor die hele reeks van Bly in jou baan. Ek dink what a way of describing Christian living. Jy weet, in hierdie wêreld, in the midst of troubles and trials and tribulations en al daai goed en die manier hoe jy weet, praktiese goed gegee het, maar ook bietjie teologiese teaching gegee het rondom die lewe wat ons moet aandurf as Christene. Hierdie week wat verby is, het jy bietjie gepraat oor jy weet, die Bema Seat. Wat presies was jou tema gewees? Dit was hou jou oë op die koning se beloning. Hou jou oë op die koning se beloning. En dit kom van Dawid af. Jy weet waar Dawid op pad is na sy broers toe, hulle kom by die oorlogsveld en wat vir my mooi was is die heel eerste gedagte wat ek gedeel het in deel 1 was Dawid wat Goliat moet vat en die manier hoe hy geglo het en hy het in geloof gedoen, hy het sy God geken en hy het geweet sy God is met hom. Dis wat geloof is, om te weet hoe groot ons God is en dan te weet hy's met jou. En in daai diens het die Heilige Gees met doktines gepraat
oor die feit dat Dawid het net voor dit gehoor van die beloning wat die koning het vir die een wat hom sal verslaan, en hy het toe na die tyd my gedeel, en deur hierdie reeks het die Heilige Gees konstant my remind, en konstant en my remind aan Dawid se gesindheid. En ons moet onthou dat Dawid, die woord praat van Dawid as 'n man na in God se hart. Ja. En dit verwys dat toe Samuel die koning moes gaan salf het, of een van die boeties gekies het, toe sê hy, maar God kyk nie na die mens soos die mens kyk nie, maar hy kyk na die hart van die mens. So die Here kyk na Dawid se hart, en ons kan soveel leer uit Dawid se gesindheid uit. En dan kom dit by die punt waar Dawid in 1 Samuel 17 hoor daar's 'n beloning vir die een wat die koning die reus verslaan, wat fight tot op die einde, wat in geloof hierdie dinge aanpak, en dan vra hy weer, wat het julle gesê, dan herhaal hulle dit, en dan sê sy broers vir hom, hy man, jy's vermetel, jy weet, hoekom soek jy hierdie beloning, en jy's gefokus op belonings, en jy weet, jy kan die gesprek nou uitbrei. En wat ek dink baie keer met ons gebeur, jy weet, jy begin hierdie journey loop, en dan sit soos maar belonings, jy gaan hemel toe, dis beloning genoeg, jy weet, en jy ken Jesus, is beloning genoeg, en moenie laat ek dit afmaak as enigiets anders as om super amazing, en die mees grootste beloning wat daar is 'n verhouding met die lewendige God. Ja. Die ewigheid is net 'n aanhou van die verhouding, en dit is verseker die grootste beloning, maar die vraag wat ek gevra het Sondag is, wat is die Vader se hart? Wat is die Vader se hart? As hy wil belonings uitdeel, dan kyk hy na ons en is soos, maar ek wil jou beloon, ek wil jou reward, ek het meer vir jou. Yes, ons is in 'n relationship, en yes, dis amazing, but there's so much more. Sou jy my vertrou, in vertroue hardloop, sou jy in geloof hierdie lewe leef, there's so much more, en dis wat ek vir jou wil gee, en deel daarvan is dan hierdie belonings. Die koning het 'n beloning, hou jou oop die beloning terwyl jy hardloop. Ja, wat ek ook dink rondom die belonings is, ons moet onthou dat 'n beloning in God se ekonomie, God se regering, lyk anders as die belonings wat ons kry. Yes. Jy weet, die oomblik wanneer ons sê beloning, dan dink ons, jy weet, my pa gaan vir my R1000 gee as ek 80 kry op my rapport, en dis hoe ons kyk na 'n beloning, maar jy het die punt gemaak in die verdiep video ook van die skrif in Openbaring, wat praat van, okay, maar hoekom gaan ons hierdie beloning kry op die einde van die dag? Wat gaan ons met die beloning doen? Ja. En dit wat ons gaan doen met die beloning is, jy weet, daai skrif in ek dink is Openbaring 4 wat jy genoem het, waar hulle krone afhaal en voor die voete van Jesus sit, en gebruik as aanbidding. That's the purpose, en that's die rede. Dis presies, en ek dink soos wat jy sê, ons moenie wegskram van die idee van belonings nie. As dit die Vader se hart is om vir ons te beloon rondom, ons moet besef, dit gaan nie 'n Ferrari wees nie. Jy weet, dit gaan nie, ons dink altyd aan wêreldse goed wanneer dit kom, maar dis is spiritual rewards wat ons gaan kry. Dis die ewigheid. Dis die ewigheidsbeloning, en spesifiek vir die doel, om Christus te verheerlik. Ja. En pastor, kom ons staan gou stil by daai, is die gedagte dat dit is 'n ewigheidsbeloning en is 'n geestelike beloning. Maar jy weet, alles wat hier gebeur is 'n skynbeeld. Dis 'n beeld, dis net 'n idee van wat ons in die hemel gaan ervaar. En net so is daar regdeur die woord, ons het in die begin van die jaar gepraat oor die beloftes wat God het vir sy kinders, wat ook 'n tipe beloning is, want die woord leer ons, soek my en jy sal my vind. Dis 'n beloning van sy verhouding. Maleagi sê dit, bring jou tiendes na die skatkis van die skatkis van die huis, en dan sal jou skure oorloop, en ek sal jou seën, en dis 'n beloning. Jy weet, dis materiële belonings, en ons moet besef dat daai materiële vrede en vreugde is 'n materiële, dis 'n wêreldkonsep. Jy weet, dis 'n ding wat hier belangrik is, maar vir jou om vrede en vreugde te hê, moet jy in die wil van God leef. Dis 'n beloning, is iets wat gebeur wanneer jy in God se, kom ek sê dit so, wanneer jy in verhouding met God staan, en ek gaan nou dit noem, maar so, die idee dat ons hier al die konsep daarvan beleef, God wil hê, lewe in geregtigheid, en hy sal laat geregtigheid geskied oor jou lewe. Jy kan nie verwag om ongeregtigheid te leef en dan geregtigheid verwag nie. Jy kan nie verwag om haat en 'n geveg te saai na buite toe, en dan gaan jy nou vrede en vreugde oes in jou huwelik nie. Jy kan nie dit verwag nie. Dis 'n give and take
thing, dis 'n beloning ding. Dit gebeur natuurlik wanneer jy in verhouding staan. En daai idee dra dan oor na die ewigheid toe. En dan besef ons, en jy het gepraat van worship. En dit moet ons motivering wees om ook hier beloon te word. Ja. Sou dit wees om by te dra tot die werk van die Here, jou geld, jou tiende te bring, dan moet dit nie wees, want nou wil ek weer nog meer hê nie. Dit is, die Here het my reeds die beloning hier gegee. Hy laat my skure oorloop. Hoekom? Sodat ek hom daarmee kan worship. Ja. Dit is tog die idee. Hy het my geseën met hierdie talente. Hoekom? Sodat ek hom daarmee kan worship. Hy het my geseën met 'n great huwelik. Hoekom? Sodat ek hom daarmee kan verheerlik. Hy het my geseën met 'n Ferrari. Sou dit wees. En dan, wat gaan ek daarmee doen? Ek gaan hom daarmee worship. Ek gaan hom daarmee verheerlik. Ek gaan hom daarmee die eer bring. En as ons daai konsep hier reg kry, dan gaan ons verstaan hoekom ons ewigheidsbelonings moet kry. Maar dis omdat ons dit baie keer nie hier reg kry nie. Dis omdat ons baie keer nie hier verstaan dat dit waarmee God ons hier seën, is om hom te verheerlik. Nie jouself nie, nie vir jouself, jy weet, die beste en die greatste te hê nie, maar hoe bring ek dit terug na Jesus se voete toe en sê, Jesus, finansiëel, gesondheid, verhoudings, geestelik, het hy vir my hierdie goed gegee. Ek bring dit terug na jou voete toe. Ek gooi dit by jou voete neer en ek sê, hier's my worship. Hier's my worship. And that's what you say. That's what we're going to do in heaven with our everlasting trophies and everlasting crowns that we received from him. Ja, en as die doel is om hom te worship, pastor, hoeveel nie te meer moet ons dit soek nie. Ja. As ons as volgelinge van Jesus hom wil aanbid en hom wil worship en hom wil dien en alles wat ons doen, hoeveel nie te meer met goed wat hy wil hê. Jy weet, want op die einde van die dag kom dit terug op dit, is, hy wil jou beloon. Ja. Die woord sê dit in die skrif in Korintiërs wat jy aangenoem het, ons moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons kan ontvang, volgens dit wat ons in hierdie wêreld gedoen het, of dit nou goed of kwaad is. Pastor, wat is die verskil, as ek die vraag kan vra, wat is die verskil tussen die judgment seat van Christus en die regterstoel van Christus? Is dit nie dieselfde ding nie? Ja, dit obviously, baie Christene confuse die twee, obviously, want wanneer ons praat van voor Christus verskyn, dan het party mense hierdie vrees vir die dag, en 'n paar weke terug het ek gesê dat as jy, voordat ek met die reeks begin het, as jy die ontmoeting met Christus vrees, dan doen jy lewe verkeerd. You're living the wrong way, en ek sal nou so ver gaan om te sê, jy doen lewe verkeerd, en jou doktrine is verkeerd. Jy het verkeerde doktrine, because in Openbaring word gepraat van die laaste oordeel. Die oordeel waar almal sal verskyn en hulle sal geoordeel word vir wat hulle gedoen het, goed en sleg, vir al hulle dade. En dan sal hulle in die put van vuur gegooi word, die ewige dood, die tweede dood word verwys. Maar ek het nou 'n bietjie daar gelieg, want nie almal nie. Ons dink almal. Maar wat daar staan is, die wie se name nie geskryf is in die boek van die lewe gaan daar verskyn. Ja. En ons as Christene lees dit en ons bring hierdie twee goed bymekaar en ons sê almal gaan daar verskyn. Nee, almal gaan nie daar verskyn nie. En ons dink almal gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Nee, almal gaan nie daar verskyn nie. Die een word in Korintiërs oor gepraat, Paulus praat daaroor, en die een word in Openbaring oor gepraat, dis Jesus wat vir Johannes wys wat gaan gebeur op die laaste oordeel. Ja. En ons as Christen moet besef, jy's either by die een of die ander een. En die oordeelseat gaan wees oordeel. Die wie se name nie in die boek van die lewe. Dis not a second chance. Dis nie 'n kans om te repent en te sê, Jesus, ek is jammer, u oordeel, ek is op pad hel toe, dit gaan nie gebeur nie. Dis die sentencing wat That's the sentencing that's gonna happen, en sorry, jy het hierdie goed gedoen, dis hoe dit is, en dis verby. En dis 'n verskriklike ding. Die woord sê, hoe aaklig moet dit wees om in die hande van 'n regverdige God te val, en daai dag van oordeel te val. Maar geen wedergebore, geesgeleide, kind van God, gaan daar staan nie. Geen een gaan daar staan nie, en is so belangrik dat ons dit besef. In Openbaring, dan praat hy van, in Openbaring 21, dan praat hy van die wat voor daai stoel gaan verskyn, gaan die vreesagtiges wees, en die ongelowiges wees. En dan noem hy 'n klomp name wat hierdie twee goed verduidelik.
En die ongelowiges is eenvoudig, die ou wat nooit sy lewe vir Jesus Christus gegee het nie, om nooit aangeneem het as sy redder en saligmaker nie. Dis ongelowigheid, glo nie in Jesus Christus nie. Great. Dit verstaan ons, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en as jy nie deur hom gaan nie, kan jy nie na die Vader toe gaan nie. Maar die vreesagtiges is waar ek en jy 'n bietjie moet stil staan net vir 'n oomblik en vra, okay, maar wow, wie is die vreesagtiges? Die vreesagtiges is die wat sou sê, ek glo in Jesus. Maar wat Jesus eendag voor gaan staan en sê, gaan van my af weg, want ek het jou nie herken nie. My gees leef nie in jou nie. Jou lewe het nie begin transform in my beeld nie, gaan weg, ek ken jou nie. Jesus sê dit self. Ja. Dis die wat lou geword het, wat Jesus sê, ek spoeg jou uit, want jy smaak sleg, daar's geen doel meer met jou nie, nie warm of koud nie, jy's lou. Dis die wat Jesus self sê, ek gaan eendag die takke afsnoei wat nie vrug dra nie, en ek gaan hulle in die vuur verbrand. So ons lees hierdie konsep, dis nie 'n nuwe konsep nie, dis 'n konsep wat oor en oor gepraat word, Jesus se eie woorde, Openbaring vind ons dit, en dis die vreesagtiges. Ja. En ons moet ons gereeld vra, maar is ek in verhouding met Christus, het ek sy gees ontvang, het ek al my lewe vir hom gegee, en as jy het, church, al maak jy foute, this life is about, hierdie lewe na jou bekering en jou doop, gaan oor heiligmaking. En ek voel ek wil dit sê, want ek het in die week by iemand gekuier wat nie seker was van sy ewigheid nie seker was van sy, ons praat van jou geloofsversekering, dankie pastor, wat nie seker daai geloofsversekering gehad het nie. Please, as jy in verhouding met Jesus Christus staan, jou lewe vir hom gegee het, en toelaat dat die Heilige Gees hierdie heiligmakingsproses in jou lewe met jou deurgaan, is jy gered. Jy kan geloofsversekering hê, jy sal gered word. So, en ek moes dit net verduidelik, want daai is die kern daarvan is, mense confuse die twee. Daai is something different. Maar die 1 Korintiërs skrifgedeelte is dis 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, thanks. Is die Bema Seat. En ek dink jy kan ons vat na die Bema Seat toe, but something totally different is as die oordeel Seat. Ja, so Paulus verduidelik wat die Bema Seat is. En hy sê dat soos wat jy gesê het, almal wat voor die Bema Seat verskyn, is mense wat gebou het op die fondasie van Christus. Yes! Met ander woorde wat gered is. Ja! Maar die boumateriaal gaan dalk anders te lyk. En hy noem die edelstene, hy noem die goud, jy weet, die diamante, die edelstene, die mooi edelstene wat jy kry. En dan noem hy hout, hooi en stobbels. En hy sê ons gaan ons huis bou op hierdie aarde, en dit verwys na ons werke toe, na dit wat ons doen hier op hierdie aarde. Vir hom. So jy het jou edelstene, en dan het jy jou hout, hooi en stobbels. En dan bou jy jou huis, en die Bema Seat is waar Christus dit deur die vuur gaan sit. Nou baie mense lees dit en dink, dis soos purgatory. Jy weet, as ons die doktrine van purgatory kan aanraak, dit beteken ek gaan in die vuur verteer word en al die slegte goed gaan weggevat word en die goeie goed gaan bly. Dis nie wat daai skrif sê nie, want daai skrif sê spesifiek jou werke gaan deur die vuur gaan. Nie jy nie, dit wat jy gedoen het, gaan getoets word deur die vuur. En obviously, wat gebeur met hout, hooi en stobbels en vuur? Dit verbrand, dit gaan weg, dit raak as. Maar whereas, jy weet, edelstene, vuur purify goud, vuur purify silwer, daai edelstene. So, die interpretasie wat ek het is, jou werke gaan deur die vuur gesit word, om te sien wat se werke was eien, wat se werke was eg gewees, wat se werke was deur goeie intensies en ewig. Wat se werke, en dan dit wat oorbly, met ander woorde die edelstene, dit is waar volgens jy beloon gaan word. En baie mense het miskonsepsies daarvan, ek beteken dit ek moet nou werk om in die hemel te kom? Nee, want jy het reeds op die fondasie van Christus gebou. Uit verhouding uit. Jy het reeds daai redding ontvang. Hierdie praat van die werke wat jy gedoen het. Ek glo daar's 'n link tussen dit en waar Paulus geskryf het in Efesiërs 2 vers 10, waar hy sê, you are the masterpiece created in Christ Jesus for good works that he has. En ons vergeet altyd daai stukkie, die goeie werke wat hy vir jou voorberei, voor die voorlegging van die wêreld. So, die goeie werke waarvoor ons beloon word, is nie eers ons eie goeie werke nie. Dit is die goeie werke van Christus.
dit is daai dade van Christus wat hy doen deur heiligmaking, Ja. deur die verhouding wat ons het met Hierdie hom, inwoning van die die Heilige Gees Ja. wat ons lei in dit, en as ons faithful is daaraan, dit is die beloning, dit is waarvoor ons gaan beloon word. En die vraag is, wanneer ons deur die vuur, wanneer ons hele lewe, kom ons sê jou hele lewe, jy, Pastor JP word daar neergesit en Jesus toets dit met vuur, van babietjie tot waar jy die dag is wat jy dan afsterf of wat hy terugkom, gaan daar goed wees in ons lewens wat wel gaan wegbrand. Ja. Want ons was nie altyd pure nie, ons het nie altyd pure geleef nie. Ons het, we have all failed and came short of the glory of God. En ek dink selfs in vandag se tyd gaan daar goed wees wat ons doen daagliks, wat jy moet doen. Daar's goed wat jy moet doen daagliks, wat nie ewigheidswaarde het nie, but it's fine, it's part of life. En ons het laasweek gesê, ons het 'n hoëpriester wat met ons medelee kan hê, wat verstaan, daar's dinge wat jy moet doen, wat nie ewigheidswaarde het nie, but it's fine, weet, en it's part of life, en daai goed gaan wegskroei, want dit gaan nie voor Christus waarde dra nie. Ja. Die mooi kar wat jy ry, gaan nie voor Christus waarde dra nie, so dit moet wegbrand. Ja, hoe jou bankrekening lyk, gaan nie voor Christus waarde dra nie, moet wegbrand. Jy weet, wat jy geëet het, wat al daai goed wat irrelevant is tot ewigheidswaarde, gaan wegbrand. Ja. En dan gaan dit oorbly wat ons vir sy koninkryk gedoen het. Ja. That's all that's gonna stay. En is so belangrik om emphasis op dit te sit, want hou ons besig met enigiets op 'n daaglikse basis wat ewigheidswaarde het, of nie. En as jy nie, want dit is like investing Ja. in die ewigheid, jy weet, Ja. invest jy daagliks in Dis die iets. skatte wat jy bymekaar maak. Dis waarby ek wil uitkom. Ek love it dat jy dit sê, want that's it. Ja. Jesus sê, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verwoes nie, maar waar dit sal bly, nê? En dis die ding, jy weet, ons maak hier bymekaar goed wat verroes, huise wat maintenance nodig het, karre wat moet gemaintain word, jy weet, ons maak al hierdie goed, en selfs verhoudings, nê? Ons maak verhoudings bymekaar wat hier gaan vergaan, en waarvan ek praat is verhoudings met, kan ek dit slegte vriende noem, net vir 'n lekker of 'n beter woord, slegte vriende, slegte tipe partytjies, slegte tipe environment, jy weet, Ja. ons doen dit, want dit is lekker, en ons voel ons moet, en daai goed het geen ewigheidswaarde nie, Ja. en dan sal verhoudings, wat jy hier besig is om te bou, wat ewigheidswaarde het, Ja. mense wat jy encourage, divine connections, iemand by wie jy stil staan, waarmee jy praat oor die Here, iemand in wie se lewe jy mentor, tyd spandeer. Things like that it's everlasting things wat Jesus sê fokus op daai goed. Ja, ek dink die cool ding is die onderskeid wat jy maak tussen die hout, hooi en stoppels en die edelstene. Die edelstene is dit wat ewigheidswaarde het en die hout, hooi en stoppels is die wat nie. Dit het nie. Want ons kan baie voorbeelde van elkeen gebruik. Ja. Maar nou jy kom in 'n bietjie van 'n nuance situasie wanneer ek sê ietsie soos gebed. Jy weet, gebed het ewigheidswaarde. Ja. Maar Jesus sê in Matteus 6 dat as jy soos die heidene bid of die skynheiliges, nie die heidene nie, die skynheiliges bid op die hoekstrate met baie woorde en jy met woorde wat jy herhaal en jy bid spesifiek sodat mense jou sal prys, dan het jy jou beloning gekry. Ja. Dis wat hy sê. So gebed wat jy doen is nie noodwendig. Het nie noodwendig ewigheidswaarde nie. Jy kan Bybel daarby sit. Bybel lees, kerk toe gaan, tiendes gee. Ja, dis presies. So daai distinction is wat belangrik is het dit wat ek doen ewigheidswaarde. En baie van dit het te doen met jou mindset rondom dit. As ons praat van die karre en die fisiese besittings wat ons het, dit kan ewigheidswaarde hê. Dit kan. Jy kan jou voertuig gebruik vir die opbouing van die koninkryk van God. Jy kan jou geld gebruik vir die opbouing vir die koninkryk van God. Ja. En dis hoekom ek sê daar's nie 'n lysie van dade wat goed is en lysie van dade wat sleg is. Daar's goed wat ewigheidswaarde het en goed wat nie ewigheidswaarde het nie. En dit wat nie ewigheidswaarde het nie gaan verteer en gaan wegbrand. En dis ook wat lief is vir die kingdom business en kingdom ministry mindset. Die feit dat jy kingdom ministry wat natuurlik
prediking en handoplegging, bid, ondersteuning, geestelike goed, bediening goeders, né? Wat uit die kerk uit gebeur. Maar jy het ook kingdom business. Jy die praktiese gedeelte van die lewe wat ook koninkryk kan wees. As jou mindset reg is, as jou hart reg is, as jou intensies reg is, dis ook gesê motief, jou intensies en jou motief. God kyk na die hart van die mens. Meer, so hy wil sien wat's in die hart. Hoekom doen jy wat jy doen? En ek ken baie besigheidsmanne wat skatryk is. Jy weet, mooi huise bly, mooi voertuie ry. Maar as jy gaan kyk hoeveel finansies hulle terugsaai in die koninkryk en as jy met hulle praat, dan hoor jy hoe hulle sê, but jy weet, Joyce Meyer se woorde was, I cannot outgive God. En dan het hierdie ouens hierdie tipe mindset van ek weet dat die Here gebruik my as 'n channel. En obviously, al wat die Here van jou vra in daai konteks is 10%, maar hierdie ouens outgive die 10%. Hulle gee meer as dit, want hulle verstaan die beginsel, God gebruik my besigheid, my finansies tot sy eer, en nou gaan hulle hele besigheid konsep oor kingdom business. En ons praat uit van finansies, maar dis dieselfde ding, reg deur na jou voertuig toe, jou verhoudings toe, hoekom doen ons wat ons doen? What's the reason? What's the purpose met enige aspek van jou lewe? Hoekom doen jy dit? Ja, weer eens is 'n mindset ding, want daar's soveel mense wat sê, okay, 10% behoort aan die Here, 90% is myne, en ek kan doen daarmee wat ek wil. En dis dis nie wat die Bybel leer nie. 100% behoort aan God. Jy's maar net aangestel om dit te steward. Jy is aangestel as 'n rentmeester wat rentmeesterskap moet toepas. En hy vra vir jou 10% vir die werk van die Here, 90% om wat te doen, om van te gaan hê en goed. Nee, om jouself te onderhou, seker te maak dat jy weet jy versorg jou familie, jy versorg jou kinders. Daai alles is God glorifying. Ons moet dit ook besef. Dit is 'n bevel in die woord van God, 'n opdrag. In die woord van God om jou kinders te versorg en om seker te maak dat jy dit is deel van daai worship. Dit is deel van daai worship. Hoe mooi is dit wanneer 'n pa en 'n ma en hulle kinders saam opdag by die kerk. En die Here kom aanbid. That's God glorifying, soos jy sê, en mense kyk aan dit soos wow, this is amazing. Ons 'n liedjie wat gesing word en ek het nou nog my vrou gespeel. Obviously die liedjie is so 'n bietjie meer dis nie 'n gospel liedjie nie, maar die liedjie gaan daaroor dat it's because a love like ours that people want to do this. Dis omdat ons mekaar so lief het dat mense ook dit wil doen. En dis dit, jy weet, dis omdat daar sulke mooi familieverhoudings is. Dat mense daarna kyk en sê, wow, ons wil ook dit hê. En dan is die vraag, hoe kry jy dit reg? Want die liefde van God is daar. Die teenwoordigheid van God is daar. Want ons apply biblical principles. Dis hoekom, wie word nou verheerlik? Wie word verheerlik? Daar's 'n skrif wat sê, meer as wat julle dink of ooit kan vra, sal ek vir julle doen. En dan sê hy daarna, dit alles is tot verheerliking van Christus, die Vader deur Jesus Christus. So alles, jou verhoudings, jou finansies, alles moet vir jou ewigheidsdoele hê. Kom ons belê in dit wat ons hierna gaan achieve, en hierna gaan beleef, en hierna gaan ervaar. En jy doen, as jy dit al doen, dan sit al reeds worship towards God. Pastor, wat sê vir mense wat nou kyk na dit wat ons sê en sê, okay, maar julle is nou besig om 'n works-based salvation gospel te preek. Wat sê jy vir so 'n persoon? Pastor, weer eens, die oomblik wat jy in jou lewe probleme het met 'n ding, dan probeer jy daai ding toesluit en jy probeer hom wegberg en jy probeer hom beskerm en as jy iets hoor wat klink of dit aanval, dan spring jy op jou voete en ek sê dit want dis wat die probleem is. Die probleem is as daar iemand daar buite is wat dadelik dit hoor, dan het jy 'n probleem wanneer dit kom by werke. Jy het 'n probleem met die feit dat jou geloof iewers moet oorgaan in werke wat Christus verheerlik. Want dis al wat ons sê vanoggend. Oor en oor is dat jou werke moet Jesus verheerlik. Jou werke moet worship wees. Moenie die wet van die land gehoorsaam net omdat die wet dit van jou vra nie. En dan gaan ek so ver gaan en sê, moenie die wet van die land gehoorsaam net omdat die Bybel dit sê nie, want daar's meer as een skrifgedeelte wat sê, jy moet die wet van die land gehoorsaam. Jy moet onderdanig wees. Moenie dit doen net
Doen dit omdat dit jou worship is. Ja. Doen dit omdat jy 'n verhouding met Jesus het en jy hom daaruit wil verheerlik. Moenie enige finansies vir enige kerk of enige instansie gee as jy nie Christus daaruit kan verheerlik nie, want dis 'n verhouding ding. Ja. It's not a law, it's a relationship. En ek het Sondag begin daarmee om hierdie image te skep van my verhouding met my kinders. En hulle het hulle eie wil. En dis great, hulle kan hulle eie wil uitleef. Maar daar's soveel keer wat ek as pa na hulle kyk en dan wonder, jy doen wat jy doen en jy sê jy like it, maar hoekom vra jy nie wat wil ek hê vir jou nie? Want ek het soveel beter planne vir jou. Jy weet, ek sien jou talente raak en ek weet hoe hierdie ding vir jou gaan uitwerk. En ek was al daardeur. So as jy net as my kind sou vir 'n oomblik stil staan en sê, Dad, wat wil jy hê? Ja. Dan kan ek my hart met hom deel. En dan gaan dit nie wees om ons skare te doen nie. Dit gaan soveel meer wees. En dan gaan belonings in dit wees. Nie eers wat ek hom gee nie. Daar gaan guns in dit wees. Daar gaan goeie gevolge wees. En dis die idee is God gee uit verhouding uit. In hierdie dispensasie beloon God die verhouding. Ja. Hoor my mooi as ek dit sê based op jou vraag. In hierdie dispensasie, hierdie tyd wat ons leef, beloon God uit verhouding uit. Nie uit die werke uit nie. Die werke is 'n gevolg van die verhouding. Maar alles tot en met Christus was werkgedrewe vir beloning. Nou nie meer nie. As jy nie in verhouding met Christus staan nie, wat dan praat oor jou motief en jou intensie nie, moet jy nie daai belonings verwag nie. Ja, jy gaan dit nie kry dan. Jy gaan dit nie kry. It's a spiritual thing that needs to happen out of a relationship. Want jy het dit nou genoem. Want die werke wat jy doen moet uit die Heilige Gees uitkom. Die woord sê dat die wat gelei word deur die Heilige Gees word kinders van God genoem. Ja. Hoekom? Want dis die werke wat die Gees van God doen. So dit waarvan ons praat vanoggend is nie werkgedrewe nie. Dis verhouding gedrewe. 'n Hart wat sê, daar in Openbaring 21 sê, en ek sal vir hulle 'n God wees. En hulle sal vir my 'n seun wees. Wat beteken ons sal hom so respekteer. Ons sal soveel respek vir hom hê as hierdie heilige almagtige God, maar uit 'n seun hart uit 'n hart van verhouding uit 'n hart van liefde uit die mooiste verhouding wat ons het. So glad nie. As jy dink werke gaan dit veroorsaak, jy mis dit heeltemal. Dit gaan oor die hart en jou verhouding met die Vader wat dit na vore gaan bring. Ja. En daai is die werke wat beloon gaan word. Geen ander werke nie. Daar's 'n pastoor, ek ken nie sy naam nie, ek het so short clip gesien. Wat praat en dan begin hy sy preek en hy sê, jy weet, elke keer as sy vrou vir hom vra om ietsie te doen, so hy sê, sy vrou sal na hom toe kom en sê, kan jy asseblief die skottelgoed was? Dan sê hy, wow, is hierdie 'n divorce issue? So sy vrou vir hom sê, nee, dis nie 'n divorce issue nie. Dan sê hy, okay, maar dan gaan ek dit nie doen nie. En dan sal sy kom en sê, kan jy asseblief die swart sak uitvat? En dan sê hy, wow, is hierdie 'n divorce issue? Dan sê sy, nee, is nie 'n divorce issue nie. Dan sê hy, maar dan gaan ek dit nie doen nie. En hy noem 'n paar voorbeelde en hy vra die vraag, wat se tipe huwelik sal dit wees? Ja. As hy dit doen? Wat se tipe, hoe lank sal hy huwelik hou? As hy dit doen, hoe gesond sal hy huwelik wees? En obviously die antwoord is, dit sal nie 'n gesonde huwelik wees nie. En dan sê hy, maar dit is presies wat ons doen met God. That's exactly is God vra uit die verhouding uit om die goeie werke te doen, om hom te glorify. En ons vra, okay, maar is dit 'n salvation issue? Nee, maar dan hoef ek dit mos nie te doen nie. Ek hoef mos nie kerk toe te gaan nie. Ek gaan nie my saligheid verloor as ek nie kerk toe gaan nie, so ek hoef nie. En tot op 'n mate is dit so, okay, jy hoef seker nie kerk toe te gaan nie, maar hoe gaan daai verhouding wees? Ja. Jy weet, hoe gesond gaan daai verhouding wees tussen jou en die Here? Hoe lank gaan dit hou voordat jy van die pad afdwaal en valse leringe en daai tipe van goed. Yes. En ons kan die ding equate en dis presies. Pastor is hy het ons geskep. Ek gaan terug na die vers toe in Efesiërs 2 vers 10. Hy het ons geskep 'n masterpiece. Ja. Maar 'n masterpiece met 'n doel. Ja. En die doel is om die goeie werke wat hy vir ons voorberei het in te leef. Yes. In te stap. Yes. En dis wat ons moet doen, want dis wat hy wil hê en nie omdat hy jy weet nie omdat ons brownie points wil score by hom of enigiets soos dit nie, maar ons is lief vir hom. Ons is lief vir hom. That's why we do it. Dis hoekom ons dit doen. Ons sing hy liedjie van wat kan ons bring? Ek dink as Henry Cole se liedjie. Wat kan ons bring? Wat het ek? Wat kan ek voor u bring? En dis die hart van 'n seun. Ja. 'n Seun gaan nie oor wat kan jy vir my gee?
Wat kan jy vir my gee? Wat kan jy ek praat gister met twee ouer mense, twee oue met en 'n tannie en hulle soos weet jy wat hoe hartseer is dit as hulle in die winkel sit, hulle besit 'n winkel en hier kom 'n ouma in met 'n klein kind of 'n kind en die kind is net soos ek wil dit hê en dan sê ouma soos jy kan sien die ouma kry swaar en dan sê sy soos maar ek kan nie dit bekostig nie. Kom ek koop vir jou. Nee, ek wil dit hê en dan is hierdie kind so ongeskik, disrespectful teenoor hierdie ouer persoon wat nou dit gee en dan kan jy sien die verleentheid van die ouma want sy kan dit nie bekostig nie, sy kan dit nie vir die kind gee nie, but that's what she wants to give him en daar's hierdie entitlement van ek wil dit hê en dis nie hoe ons moet wees teenoor die Vader nie, ek wil dit nou hê en jy moet hierdie nou gee, maar dan kry jy en ons praat daaroor met die ouer mensies en ons praat oor, hy sê, dan kry jy hierdie seun wat inkom met die hoogste respek en waardering wat hulle pa of ouma dan vir hulle doen. En is soos ouma, ouma ek het regtig nie die beste nodig nie. Ouma, solank ek net skoene het, ek gee regtig nie om en nou ouma is soos nee, ek gaan vir jou probeer beter skoene gee. Ek gaan jy weet en dan gee sy die beste wat sy kan en die kind is so dankbaar dat hy skoene ontvang. Two different mindsets, same environment. En die vraag is as Christene, wat is ons? Is ons seuns? Is ons children of God that loves him, that adores him, that's thankful, that's grateful? Is dit wie ons is? Is ons gesindheid so of is ons die wat sê ja, maar die Here moet hierdie en ek het hierdie verwagting en hy moet meer gee en as hy nie goed genoeg gee nie, want dan gaan dit oor wat ek wil hê. En dan kom ek terug by die kern vir my, pastor, selfs voor hierdie reeks, het ek al baie gesê, vir my sal dit genoeg wees om net in die hemel in te stap en die woorde te hoor, well done my faithful servant. Ek het dit al baie gesê, en ek het gesê, hemel is vir my net om Jesus van aangesig tot aangesig te sien. Na hierdie reeks, het my mind verander. Ek wil dit hê, moenie my verstaan, verkeerd verstaan, ek wil dit, maar die woorde, well done my faithful servant, het vir my 'n nuwe rol ingeneem, 'n nuwe betekenis, 'n openbaring. Want 'n servant kom uit gehoorsaamheid uit. 'n diensknegt. Kom en dan bring hy iets saam. En ek wil nie net in die hemel instap en my pa sê well done. Ek wil iets saambring. En die enigste ding wat ek nou van ten volle oortuig is wat ek kan saambring is my krone. Dis al. En wat om mee te brek? Nee. Met sy voete. Juist om dit vir hom terug te gee. Om dit vir hom terug te gee. En sê dis ek het hierdie reg gekry deur leiding van die Heilige Gees. Ek het hierdie reg gekry omdat die genade oor my lewe was. Ek het hierdie reg gekry and I want to bring it. En ek gee nie om of vir ander mense is of nie of dit 'n one-on-one gesprek is nie. I don't care. Ek kom nie doen nie hierdie om langs jou te staan en sê, "Hey, my krone is meer as joune nie." Ek kom om vir Jesus te sê, "Dankie vir wie U is. Dankie dat U my nie gelos het nie. Dankie dat U my deur daai moeilike finansiële tye gevat het. Dankie dat U my verhoudings herstel het. Dankie dat U my genees het. Dankie dat vir die tydperk wat U my hier op die aarde gegee het. Dankie vir die oorwinning oor die bose goed in my lewe wat ek moes oorkom, wat ek nie self kon oorkom nie. U is die krone wat ek ontvang het en ek bring dit terug na U toe. En hierdie is my worship. Wat van hè? Ek het hierdie picture in my mind. Wat van as ons voor Jesus gaan verskyn en jy gaan hom nie worship met enige woorde nie. Wat ons gaan stom geslaan wees. En die enigste manier hoe ons hom kan worship op daai oomblik is die geluid van jou kroon wat op die grond val voor sy voete. Wat van as daai die enigste worship is wat ons voor hom gaan doen? Gaan jy 'n geluid kan maak? Gaan jy iets sê om neer te gooi? En as jou mindset is, werke, fine. Jy kan dit either doen omdat jy werke wil doen want jy wil iets achieve, of jy kan dit doen want jy wil werke doen want jy wil 'n kroon hê wat jy by sy voete kan neergooi. Die ironiese ding, pastor, terwyl jy praat is daai wat jy sê, jy weet, ons wil net die woorde oor well done my good and faithful servant. Die konteks van dit is juis, jy weet, die parable van die talents. En dit wat jy doen met dit wat aan jou gegee is. En die enigste persoon wat dit nie voorgesê het is juist die persoon wat niks gedoen het met dit wat hy gedoen, maar en dis wat ek wil sê is as jy daai woorde wil hoor, dan moet jy jy weet, dan moet jy dit wat God vir jou gegee het gaan en gebruik vir die opbouing van sy koninkryk. Jy moet in daai goeie werke gaan stap. En dan saam met dit gaan die krone kom.
so dit is ironies hoe ons dit gebruik en dan besef ons nie die heel teenoorgestelde is waar. Ja. Die meester het vir die mense, het vir sy diensknegte, presies wat jy gesê het, die dienskneg wat faithful was aan die bietjie wat aan hom gegee is. Aan hulle is daar gesê well done, good and faithful servant. Maar die ene wat dit gevat het en gaan begrawe het, het hy gesê, jy is 'n slegte slaaf. Jy is 'n slegte dienskneg. Jy het nie gedoen wat ek wou hê jy moes doen nie. En in ons konteks is dit presies dit, is die goeie werke, daai huis wat ons bou op die fondasie van Christus, daai goeie werke wat deur die vuurtoets gesit gaan word by die Bema Seat om terug te kom daarna. Dit is wat het ons gedoen met dit in hierdie lewe. En in hierdie lewe. Dit is wat gaan bepaal. Jy weet of die Here dit vir jou gaan sê of nie. Op die punt van ek love die image van ons kom, want obviously op die aarde is daar 'n ding van as jy beloon word dan jy voel goed. Jy weet, want jy het nou iets bereik en jy loop rond en ek onthou op skool as jy 'n 80 gekry het op jou rapportkaart, dan is 'n kompetisie man tussen jou vriende. Maar ek love hierdie image van jy kom in die ewigheid en die krone word aan jou gegee en nou staan jy voor die koning en al wat jy kan doen is om haar krone net terug te gee en te sê, Here, dit was u sin. Jy weet, die goeie werke wat ek gedoen het, it was yours. Dit is nie my glory nie, dit is your glory. Ek love daai image en ek wil die luisteraar wil ek aanmoedig en bemoedig om te sê, moenie skuldig voel. Moenie skuldig voel as jy werk hier op aarde vir 'n beloning eendag. Moenie skuldig voel nie, want jy gaan daai kroon gebruik. Jy gaan daai beloning gebruik vir sy glory. Dit gaan nie oor jou glory nie. Dit gaan oor sy glory. Ek wil so ver gaan om daai gedagte wat Paulus skep aan 2 Korintiërs aan te haal, wat sê ons moet excited word. Ons moet excited word, want hier gaan iets gebeur, jy gaan hierdie krone ontvang. So hou jou oog op die koning se beloning. Doen dit vir die beloning. Moenie exactly dit. Jy weet, dis nie eers 'n geval van moenie skuldig voel nie. Begin daarna streef. Begin daarna streef om belonings te ontvang. Begin daarna streef om krone te ontvang vir sy eer. En hierdie was vir my belangrik in die tyd van my voorbereiding. Toe dink ek, Here Jesus, maar ek sal nooit 'n Benny Hinn of 'n Reinhard Bonnke. Ek sal nooit 'n Reinhard Bonnke kroon kan ontvang nie, want hoeveel miljoene siele het hy tot bekering gelei en ek sal ook nooit wat so groot pastor name is daar in die wêreld. Ek sal nooit sy kroon kan, hy gaan 'n groter kroon as ek ontvang. En totdat ek begin inlees het in hierdie krone en dan gaan nie 'n deel 6 wees nie, maar ek gaan sal weer verseker gaan ons hier sit en ons gaan net praat oor die krone en die volheid daarvan en wat sê skrif. Maar toe ek begin inlees in dit, toe besef ek maar vir al die 5 krone is haalbaar vir almal. Almal, jy weet, en daar's 'n verwagting van God se kant af dat elkeen daai krone sal ontvang en hy maak dit moontlik, jy weet, die kroon en die pastorale kroon, jy weet, die kroon wat dan gaan oor was jy 'n pastor en 'n spiritual leader. Elke persoon, daar waar jy is, roep Christus jou om een te wees en hy hou jou verantwoordelik vir die wat hy aan jou gee. Jesus kom na die Vader toe net voor hy opgaan in die hemel in en dan bid hy hierdie gebed en hy sê, Vader, hier is die 12 wat u my gegee het, die 11 sonder Judas Iskariot, ons het geweet wat hy gaan doen, maar hier is die 11 wat u my gegee het. Hy present niemand anders voor die Vader nie. Die Vader het van hom verwag in 'n pastorale konteks dat hy hierdie 12 sou mentor, sou voor hom kan bring die dag wat hy klaar maak. En Jesus het. En dit moet vir ons die wêreld oopblaas. Dit moet vir ons sê, wow, dis moontlik. Want kom ons sê ek se ma of 'n pa en dis my gesin wat die Here aan my gegee het. Dan moet ek hulle eendag voor hom kan present en sê hier's die wat hy my gegee het. Maar as jou kapasiteit, soos die talente, meer as dit, is dit dalk die mense by jou werk ook. En dalk sit jou familie, dalk is dit, en dit is so belangrik vir ons om te besef, ons moet by sy voete gaan sit en sê, Here, wie het u aan my gegee vir daai kroon? Wie is dit wat u van my verwag om 'n geestelike leier voor te wees? My vriendegroep.
Jy gaan 'n kroon ontvang omdat jy jou vriendegroep gepaaster het. Ja. Gelead het. Ja. Jy kan dieselfde kroon as Reinhard Bonnke ontvang. Reinhard het die kapasiteit en die calling op sy lewe gehad om daai groot crusades te doen en is amazing, maar is niks groter in God se oë as die ou wat die 12, Ja. Jesus Christus, nie die ou nie, met alle respek, maar die persoon wat die 12 voor hom present het en die 3 miljoen voor hom present. Selfe kroon. Ja. Selfe werk in God se oë, want jy het vervul wat hy van jou verwag het, according tot jou ability, according tot die hoeveelheid jare wat jy gehad het, en jy weet al daai goed in dit. So, elke kroon, gaan ondersoek dit. Elke kroon, die kroon wat jy kry as gevolg van tribulations wat jy deurgaan. Pastor, elke mens met wie ek praat, het of gaan nog, deur iets in hulle lewens wat ek nie wil deurgaan nie. Maar ek kan die luisteraar verseker dat ek het deur goed in my lewe gegaan, wat ek seker is jy nie wil deurgaan nie. Ja. En so vra die Here net, wanneer jy deur daai ding gaan, hou jou geloof. Remain faithful. Hardloop met vertroue. Jy weet, bly naby my woord. Bly lief vir my. En as jy dit reg kry, dan is hy selfe kroon daar vir jou. Sure. En so dis haalbaar. Ja. Ek wil net vir die luisteraar sê, dis haalbaar, dis eenvoudig, dis nie, God het dit nie so moeilik gemaak dat ons dit nie kan hê nie. Ja. As jy in verhouding met hom bly, gaan jy sien hoe maklik is dit. Dis baie eenvoudig. Dis nie maklik nie, maar dis eenvoudig. Ja. Dit is bly in verhouding met hom, keep the faith en doen wat hy jou geroep het om te doen. That's it. As jy dit doen dan weet eens, dis nie jou werke nie. Ja. Ek dink jy weet Jakobus kom en hy sê dat geloof sonder werke is dood. En ons lees dit en ons lees moenie 'n horer van die woord wees nie, maar wees 'n doener ook. En ons lees dit en ons dink ja, maar dis hierdie groot werke en ek het nie die capacity om dit te doen nie. Ek het nie die capability om dit te doen nie. En wat ons weer eens nie besef nie is die werke wat hy vir jou voorberei het hy vir jou voorberei en hy het vir jou die capacity en die ability gegee om daarin daardeur te stap en dit te doen. Ja. En al wat dit veg van jou is, hou aan glo, doen wat hy jou geroep het om te doen. Ja. Jesus stuur sy disippels uit, dan sê hy vir hulle, moenie bekommerd wees oor wat julle sal sê, want die gees van God sal julle lei op daai oomblik. En dit gaan oor die verhouding. En dit's daai vertroue en daai geloof waarmee ons gepraat het in die reeks. 'n Paar weke terug, en ek dink ek het dit hier die vorige podcast genoem, maar gaan ons en ons besoek iemand wat siek is en die Heilige Gees lei ons soontoe. Maar voor ons daar uitloop, is die ander persoon in die vertrek ook bedien. En voor ons by die deure uitloop, sê die Heilige Gees vir my, wow, daar sit 'n dametjie daar in die hoek. Gaan bid net vir haar. Hy gee nie vir my hierdie groot woord nie, niks. Hy sê gaan bid net vir haar. Ek gaan na toe, ons bid vir haar. En daar word sy ook bonatuurlik, amazingly bedien. Hoekom? Want ons verhouding. Nie omdat ek die loud gevoel het van ek moet nou soontoe gaan en ek moet nou perform en ek moet nou waardig wees vir hierdie ding wat die Here my voorroep. Nee, ek het soontoe gegaan, ek was bereidwillig. Ek het soontoe gegaan want ek het geweet Jesus gaan saam. En as ons daar uitgestap het en net vir almal gebid het en niks bonatuurlik plaasgevind het, was dit ook fyn. Maar omdat hy in verhouding staan, maak hy die deure oop. Bring hy die genesings, doen hy die wonderwerke. En that's what it is. Is hy wil net hê, gaan verteenwoordig hom. Just go with him. Just take him with you. En jy sal sien, dit is nie onmoontlik. Hy's by jou. Pastor, ek dink my laaste woorde aan die gehoor, my last message vir hierdie podcast, behalwe vir die feit dat julle dit moet share met ander mense en met julle vriende en julle familie, is die Here het nie 'n onmoontlike taak voor jou gesit nie. Jou familie, jou vriende, die kring mense wat God vir jou gegee het, is nie 'n onmoontlike taak. Dit voel so. Want hoe kan ek my vriende gaan oorreed? Hoe kan ek daai werkers, ek praat gereeld met iemand in ons selgroep wat die jongste is in sy werksgroep en hy praat baie van hoe negatief dit daar is en hoe hulle praat en hy weet nie hoe hy 'n invloed kan maak nie want hy's die jongste daar. En dit voel baie keer ek kan dit nie doen nie. Hoe op aarde moet ek dit doen?
En dan herinner ek hom en ek herinner die luisteraar dat die gees wat God in jou gesit het, dis dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid laat staan het, opgewek het. As daar een onmoontlike ding was, is dit vir iemand om uit die doodheid op te staan. En dit het gebeur. En omdat dit gebeur het, en daai selfde krag en daai selfde gesag en daai selfde gees in jou woon, is jy meer as capable om 'n verskil te gaan maak. Yes. Pastor, my laaste woord sal wees dat daar is nie so iets soos 'n klein dingetjie voor God nie. En dat hy sien elke ding raak. Hy sien jou seer raak en dit wat jy nou deurgaan is waardig om 'n kroon te ontvang. Die persone waarmee jy werk nou is waardig om 'n kroon te ontvang. Daar's nie iets soos klein nie en hy sien dit raak en daai eenvoudige klein dingetjie wat jy dink, ja, maar moet ek dit fight? Elke battle is belangrik. Elke battle moet gewen word terwille van sy eer tot die verheerliking van hom. En jy hoef nie bekommerd te wees. Waar jy is, moenie bekommerd wees. Hy gaan jou die krag gee. Hy gaan saam met jou wees en jy gaan hom beleef en jy gaan ervaar dat daai klein dingetjies wat jy doen, sien Jesus raak. Al sien niemand anders dit raak nie. Hy sien dit raak. Hou vas. Bly hardloop. Bly hardloop in die baan van geloof. Bly hardloop met vertroue. En volg sy voorbeeld. Volg sy voorbeeld. Hou ons oë gerig op dit wat ons hierna gaan bereik saam met Christus. Amen. Amen. Dankie Pastor. Dit was 'n lekker gesprek geweest. En ek hoop dat dit julle as die gehoor en as die luisteraars ook sal seën en sal bless. Stuur dit aan. Ek het dit nou gesê half tong in die kies, maar ek bedoel dit. Share dit met jou vriende, share dit met jou familie, dat hulle ook Jesus kan beleef. Selfs deur hierdie podcast. Pastor, dankie. Dankie julle.